Malviljoen, is jy fucking mal? Is julle mal? Is julle mal? Maybe is ek mal. Ek misverstaan. Okay, julle, Vrydagoggend en finally drop die beloofde podcast met Ronaldo Wat en Malviljoen. En ek het fucking vra. Ek het soos 1000 vra. Maar kyk net gou na hierdie intro. Ek sit vandag hier so saam met Malviljoen. Mel, baie dankie vir jou tyd. En jy het my toestemming gegee om met jou te gesels oor alles wat met jou en Piet gebeur. En ek wil net sê baie dankie. Dit is my plesier. Dit is baie lekker om hier te wees. Ek kyk al jou video's en ek het gedink, wow, dit sal great wees om met jou te gesels. Want die way hoe jy goed capture is vir my nogal spot on. Okay. My eerste vraag is, wat die fuck rook julle? Nee, ek's ernstig. Wat rook julle? Wat dit met goeie shit wees? Want, wie's... Okay, luister hier. Waar begin ons aanpak? Eerstens, het iemand nie vir julle gesê julle moet ophou met julle shenanigans in die media nie? I mean, hoeveel keer gaan julle probeer om die shift te blame, passing the bucket and. Maar, dink jy nie, nadat Piet gearresteer is in Junie, hy sit nog steeds agter tralies, dit is quite obvious, even 'n blinde man kan sien hierdie braai gaan nie vinnig hier uitkom nie, né? SARS, het vir julle in die hof kom kuier. Die IRS het gesê, Tammy Taylor word gelikwideer. Die NPA are looking into your Tammy Taylor shenanigans. En as julle nie video's maak oor see waar julle sê hoe kak Suid-Afrika is nie. He's arrested today. He'll be in prison for probably the rest of his life because I'm going to add more charges. And I think the guy that's going to be in prison next is going to be my previous friend, Mr. Zunaid Abbas Moti. And Zunaid, for you, I wrote a little song. And you should sing this with Shadrach in prison. It goes like this. Goodbye, Zunaid, my chara friend. Dan kom julle hier, doen 'n sweetheart tour, dan is dit om verskoning, like, sorry, dan sê julle het nie geld nie, dan is daar stories, wat sê jy wil jou ring verkoop, of what the fuck, dan het ons 'n silent protest. When will it stop? Maar, julle, ek het al baie goed gesien, maar nog nooit in my lewe het ek gesien dat mense so kan aanhou. Ek doen my naels volgende week. En aanhou neem. 'n ander ding wat ek net vir julle wil meebring is, onthou julle nie die laaste man wat in die hof was, wat die gereg gechallenge het, en gesê die magistrate is nie lekker nie, nee. Onthou julle vir Louis Liebenberg? Kyk, waar sit hy nou? Hy het ook gedink hy is slim, maak allerhande fucking omstrede comments, en waar het dit vir Louis gebring? By Weskoppies. Anyways, julle, wat dink julle van hierdie podcast? En die ander ding wat vir my ook so vreemd is, ek bly sê ek weet nie wie Ronaldo is nie. Julle, ek kan nie elke crime story in Suid-Afrika volg nie, maar mense het vir gesê ek moet gaan Google, want apparently doen hy ook maar omstrede deals, maar dit is sy probleem. Maar my vraag is net, hoe kies jy 'n omstrede persoon om 'n podcast mee te doen? En weet julle wat breek my? Kyk net na hierdie foto. Jy kan nie vir my sê, jy is nie geld spandeer om hierdie interview te doen. Like, iemand was betaal om 'n kamera vas te hou. Jy check, maar never mind dit. My vraag is net, dink julle rarig
dat hierdie interview tussen omstrede A en omstrede B wat het julle gedink? Wat dink julle? Okay. That's it. Ek gee nou op. Weet jy wat? Ons het vir julle gesê. Ons het julle gewaarsku. Nee, wat vir my snaaks. Weet jy, ons los hulle. Weet julle wat? Ek gee op.